Miskien het jy ook dalk, soos baie ander, hierdie jaar lastige vrae in jou binneste gehad. Moeilike vrae. Hoekom het my huwelik misluk? Hoekom het my kind so ernstig siek geword? Hoekom voel die lewe so onregverdig? Hoekom is daar soveel lyding en hartseer? Hoekom? Ek wil tog by jou pleit. Los net 'n bietjie jou vrae vir 'n oomblik en dan antwoord jy die vraag wat Jesus hier vir sy disippels en by implikasie ook vir jou in Lukas 9 vers 20 vra. Maar julle, wie sê julle is ek? Ja, jy. Wie sê jy is ek? Hierdie is 'n vraag wat uit die mond van die Here Jesus na ons toe kom. Hierdie is die kardinale, allerbelangrikste kernvraag wat elke mens moet antwoord. Jy kan dit nie omseil of systap of ignoreer nie. Jy moet dit antwoord. En nou ja, as jy dit nie antwoord nie, dan is dit eintlik ook maar 'n antwoord. Dan is dit 'n verwerping van Jesus as die seun van God. Aan die ander kant, as jy wel van harte en met volle oortuiging hierdie vraag van Jesus korrek kan antwoord, dan gaan dit ook perspektief gee op al die moeilike vrae oor onreg en lyding binne in jouself. Bo alles, as jy besef wie Jesus is en hom begin volg, sal dit vir jou groot vrede bring. Die vrede waarvan die engele gesing het met Jesus se geboorte. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Terug by die vraag. Jesus vra vir sy leerlinge, maar julle, wie sê julle is ek? En dan gee Petrus die regte antwoord. Kort en kragtig, ingrypend, radikaal en dramaties. Die Christus van God. Ja, Jesus is die uitverkore, unieke, gesalfde, Messias, gestuur deur God. Dit gaan hier oor die unieke en die ware identiteit van die timmerman van Nasaret, gebore in Bethlehem. Ja, hy lyk soos enige ander Jood van sy tyd, met eelte aan sy hande, stof aan sy voete, maar hy is uniek. Hy is heel anders as 'n gewone mens, as enige mens. In 2 van die ander evangelies kry ons ook hierdie selfde gebeurtenis met Jesus se vraag en dan Petrus se antwoord. Markus 8 vers 29, daar lui die antwoord, U is die Christus. Matteus 16 vers 16, U is die Christus, die seun van die lewende God. Lukas kies om dit verkort saam te vat. Die Christus van God. Dit beklemtoon dat God self Jesus aangewys het as die Messias. Ja, Lukas onderstreep baie sterk dat Jesus die goddelik gesalfde is. Die een wat deur God self as redder aangestel is. Verder fokus Lukas se weergawe ons aandag op 3 baie belangrike sake wat ek net kortliks gaan noem. Eerstens, Jesus se identiteit word nie deur die skare bepaal of verstaan nie, maar deur God geopenbaar. Op Jesus se vraag aan die disippels, nou, wie sê die mense is ek?
antwoord hulle, Johannes die Doper, maar ander sê Elia, en ander weer dat een van die profete van ouds opgestaan het. Jy sien, daar's verwarring onder die skares, onder die mense in die algemeen. Ja, die algemene siening onder die mens, vandag ook nog, oor Jesus, is 'n beperkte en 'n foutiewe siening. Oor die algemeen dink mense in hierdie wêreld dat, ja, Jesus is maar net nog een van die groot profete. Of Jesus was nou maar net 'n wonderwerker, of 'n filantroop wat nou lief was vir mense, een van baie. Maar nee, die ware siening is, Jesus is absoluut uniek, die Christus van God. Dis waarop Lukas vir ons wys. Jesus, die spesiale gesalfde van God, die enigste redder, die redder van die mens, soos die herders alreeds uit die mond van die engel gehoor het. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Weet jy, bloot menslike redenering en opinies kan nie korrek vasstel wie Jesus regtig is nie. Nee, God self openbaar deur die Heilige Gees Jesus se ware identiteit aan sy disippels, ook aan my en aan jou. Sy ware identiteit as die Christus, die gesalfde koning, die een wat die koninkryk van God gaan laat aanbreek. Hierdie insig, hierdie belydenis is daarom nie 'n menslike ontdekking nie, maar 'n goddelike openbaring. En weet jy, as jy vandag op hierdie oomblik besef wie Jesus waarlik is, gaan op jou knieë, dank God, aanbid hom, want dis nie jou eie goedheid of slimmigheid nie. En dit bring ons sommer by die tweede saak wat hierby aansluit. Hierdie openbaring van die Gees en die belydenis oor Jesus se identiteit geskied binne die konteks van gebed. Dis hoe hierdie paragraaf begin. Op 'n keer toe Jesus alleen gebid het, met slegs sy disippels by hom, het hulle gevra, wie sê die mense is ek? Dis nogal opvallend en vol betekenis. Spesifiek in die Lukas Evangelie is gebed altyd die konteks en die raamwerk waarbinne die groot goddelike openbarings rondom Jesus plaasvind. Byvoorbeeld Jesus se doop, daar in Lukas 3 vers 21. En dan die wonderlike gebeurtenis van Jesus se verheerliking op die berg. Kyk maar Lukas 9 vers 28. Jesus het gaan bid. So weer eens, dit onderstreep vir ons die disippels se belydenis en hulle besef oor wie Jesus is, kom nie weens hulle eie goedheid of insig nie, maar is eintlik die vrug en die gevolg van Jesus se intieme gebedsomgang met die Vader. En dan die derde groot saak wat vir ons van belang is. Die Messias moet ly. Ja, die Christus van God moet ly. Direk na hierdie belydenis van Petrus, dat Jesus die Christus van God is, lees ons in vers 22. Die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, leierpriesters en die skrifkenners verwerp en doodgemaak, en op die derde dag opgewek word. Onmiddellik na hierdie belydenis
vind Jesus dit nodig om net vir hulle die regte perspektief te gee oor sy loopbaan, as jy wil, sy pad as die gesalfde van God. Ja, hier kom 'n verrassing. Koningskap en lyding gaan nou saam. Dis heel onverwags. Om die waarheid te sê, dis 'n groot skok gewees vir hierdie disippels. Dink net maar spesifiek aan hoe Petrus reageer in die beskrywing van die Matteus-evangelie, daar in Matteus 16 vers 22, waar hy sê, mag God dit verhoed. En dan vind Jesus dit nodig om hom baie ernstig te bestraf, gaan weg agter my, Satan. Hoekom praat Jesus hier van sy lyding? Wel, Jesus korrigeer die valse volksmessianisme. Met ander woorde, hierdie verkeerde verwagting wat die mense ook destyds gehad het, dat die Messias politieke bevryding gaan bring en almal se lewens nou skielik geriefliker en makliker gaan maak. Net so terloops, dis natuurlik 'n wanopvatting, 'n verkeerde opvatting oor Jesus, wat in ons dag, onder ons eie mense, nog net so algemeen is. Dink nou maar aan die prosperity gospel, wat vir mense wil laat verstaan, Jesus gaan vir jou ryk en gelukkig en gesond maak, en sal altyd net met jou goed gaan. Of weer ander mense wat dink, Jesus gaan die boererepublieke herstel. Nee, dit is nie Jesus se agenda nie. Jesus gaan die koninkryk, die ewige koninkryk van sy voorvader Dawid laat aanbreek. Maar hoe? Deur lyding en opoffering. Die pad van die kruis. En ons as sy volgelinge moet sommer ook weet, ons gaan ook in 'n sekondêre manier ook in hierdie lyding deel. Ja, gelukkig is lyding nie die einde nie. Natuurlik gaan Jesus ook verheerlik word en die dood oorwin, en inderdaad het hy dit gedoen. Om Jesus reg te verstaan, om hom waarlik te volg en te ken vir wie hy is dit nodig dat sy disippels, ek en jy, sy pad van vernedering, die kruisdood, maar ook verheerliking, sal insien, verstaan, besluit, en daarom besluit om hom gehoorsaam te volg, ongeag die gevolge. Ek wil regtig vir jou vra, ja, ek weet jy ken baie feite oor Jesus, maar verstaan jy regtig wie hy is? Die gesalfde van God. Maar wat moes ly? Het jy hom al begin volg? Met ander woorde, begin prakties vertrou en gehoorsaam in jou alledaagse lewe. Ja, hy is die lydende redder aan die kruis, maar inderdaad ook deur sy opstanding, die oorwinnaar oor sonde, Satan, dood en hel. Lukas skryf ons nou juis sy evangelie, dat ek en jy seker kan weet wie Jesus is en hom kan volg en verlos kan word. Hy ly, dis nou Lukas, die skrywer vir ons as ware, sy lesers reeds vanaf die geboorteverhale om te verstaan wie Jesus is. Daar's 'n sterk doelbewuste lyn wat Lukas trek van die geboorteverhale tot hier by Petrus se belydenis in hoofstuk 9. Mens kan sê die geboorteverhale bou literêr en teologies op tot hierdie hoogtepunt, hierdie moment wanneer ons vir die eerste keer uit die mond van 'n disipel hoor wie Jesus werklik is. Aan die begin van die evangelie is Jesus se maagdelike geboorte
alreeds duidelik, 'n duidelike bewys dat hy die Christus van God is. Dink maar aan die Engelse woorde aan Maria in hoofstuk 1 vers 35. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. So uit die geboorte geskiedenis, Lukas hoofstuk 1 en 2, weet die leser, ek en jy, reeds dinge van Jesus wat die ander karakters in die verhaal nie ten volle verstaan nie. Dit is eintlik 'n literêre tegniek wat mens dramatiese ironie noem. Die lesers weet meer as die karakters in die verhaal. En hulle wag eintlik om dit in te haal. Die karakters moet dit inhaal. Die disippels weet eintlik tot op hierdie stadium nog nie wie Jesus regtig is nie. Al volg hulle hom. Dit is eers hier in hoofstuk 9 wat hulle ook maar net begin om te begryp. As mens nou na die voorafgaande hoofstukke kyk, hoofstuk 4 tot 8, dan sien mense Jesus se mag en sy wonderwerke, sy wonderlike dade, maar die insig oor sy goddelike identiteit en om dit te bely ontbreek nog steeds. Julle sal weet, die disippels nadat Jesus die storm stil gemaak het, vra, wie is hy tog? Herodes vra, wie is hierdie persoon? En so skep Lukas 'n spanningslyn. Hy wil vir my en vir jou as ware saamneem deur hierdie hele pad om ook te kom op die punt en te bely wie Jesus regtig is. So hier in hoofstuk 9 haal Petrus en die disippels as ware die geboorteverhale eers in. Hulle verstaan nou eers wat ek en jy alreeds in die geboorteverhale gelees het. Die geboorteverhale, noem dit nou maar die Kersverhaal as jy wil, is daarom nie, en mag ons dit onthou, nie blote mooi sentimentele storie van engele en herders en 'n babatjie in 'n krib nie. Nee, dis die voorbereiding vir die verstaan, die werklike verstaan van Jesus as die God aangestelde verlosser. Hy wat ons deur die kruisdood en opstanding verlos van ons sonde. Weereens, ek wil afsluit en vir jou vra, is hy al jou verlosser? Verstaan jy al wie hy is? Eers as jy waarlik glo dat hy die Christus is van God en hom gehoorsaam begin volg. Eers dan kan jy ook werklik sy menswording vier. Of jy dit nou gaan Kersfees noem of nie. Vrede vir jou.